luister ons direk wat Jesus vir ons sê. En wat hy sê, is vir ons voordeel. Al klink dit 'n bietjie moeilik. So ons kyk na 2 aanbidders, hierdie ene en dan volgende ene gaan dieselfde 2 wees. En hierdie is afdeling F. Ons het begin by A, B, C, D, E, F. Hulle is pragtig mooi gerangskik in afdelings. So afdeling F se tema is ootmoed voor God, ootmoed en die gevaar van trots en eie geregtigheid. Ootmoed is veilig. Trots, eie geregtigheid is baie gevaarlik. Ons gaan kyk na 2 mense wat kom bid het. Die fariseer en die tollenaar. Liefdevolle Vader, as U nie praat nie, sal ons nie kan hoor nie. Help ons om te luister wat U sê en toe te laat dat U ons lewens mooi maak. Want ons is nie altyd so baie mooi nie. In Jesus naam, amen. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is. Hoe voel jy? En wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Groot kloof tussen die 2. Die fariseer het gaan staan, kyk nou net hier so, en by homself so gebid. Nou bid hy dat almal hom kan hoor. O God, ek dankie dat ek nie soos ander mense is nie, o dankie tog. Diewe, ek het nog nooit gesteel nie. Bedrieërs, ek het nog niemand bedrieg nie. Egbrekers, nee, ek is nog getrou aan my vrou. En ook nie soos hierdie tollenaar nie, die ou skelm. My liewe vriend, was jy al so trots op jouself, dat jy gedink het, jy is beter as die tollenaars van die lewe. Ek vas 2 keer in die week, hoe's daai? En ek gee 'n 10de van my hele inkomste. Ek is eerlik. Goed, kom ons luister na die ander ou. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Kan jy hom daar sien? Hy lyk so. Hy het bedroef op sy bors geslaan. Ek dink hy het 'n paar ribbers gebreek en gesê, o God, wees my sondaar genadig. En nou kom Jesus met 'n uitspraak. Ek sê vir julle, hierdie man, jou tollenaar, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Dit het gedruis met die teologie van die dag. Elkeen wat hoogmoedig is. Sjoe, was jy al hoogmoedig? Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En dit is swaar om verneder te word. En hy wat nederig is, sal verhoog word. Nou daar is soveel dieptes in hierdie gelykenis, dat ons dit nie kan pyl nie. Maar mag die Heilige Gees met ons praat, terwyl ons daardeur werk. Die fariseer gaan na die tempel om te aanbid. Hoekom? Nie omdat hy voel dat hy 'n sondaar is wat vergifnis nodig het nie, maar omdat hy dink dat hy regverdig is en hoop om geprys te word. Hoop jy om geprys te word as jy kerk toe gaan? Hierdie is so subtiel. Sy aanbidding beskou hy as 'n daad van verdienste wat hom aan God sal aanbeveel. Hier is ons in die kerk. Wil ons 'n indruk op God maak? Terselfdertyd sal hy mense met sy vroomheid beïndruk. Ag, moeder, kan jy sy lyfstaal sien? Ag, hy is so wonderlik. Hy hoop om God en die mense se guns te bekom. Ag, bewonder my asseblief. Sy aanbidding word deur eie belang gemotiveer. Wat is die inhoud van my gebed en jou gebed? Jakkals prys sy eie ster, was 'n ou uitdrukking gewees.
Sy leefstyl wys dit. Hy loop dit en hy bid dit. So. Goed, ons dink nee, ons is nie soos hy nie. Hy staan bietjie weg van ander mense. Asof hy wil sê, bly waar jy is. Moenie naby my kom nie. Ek is te heilig vir jou. Hy verwag dat God en mens hom ook met groot agting sal beheer. Wat verwag ons van mense? Moet hulle ons met agting beheer? So ek moet uitvind of ek die fariseer is en of ek die tollenaar is hierso. O God, ek dankie dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie ou tollenaar wat daar staan nie. Hy meet nie sy karakter aan die heilige karakter van God nie, maar aan die van ander mense. En ek, waar meet ek my karakter? Jy weet, as altyd iemand wat slegter is as jy, ek is blyk is nie 'n dwelmverslaafde nie, of ja. Het is gevaarlik om iemand te vat, wat slegter is as jy is, en te dink jy is oulik. Die eie ek, egosentrisme, is so subtiel. Hy fokus op mense, nie op God nie. Waar is ons fokus? Dit verklaar sy selfversekerdheid en sy eie waan. Asseblief, Here, help ons om nie op onsself te fokus nie. Hy gaan voort om sy eie trompet te blaas. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Sy godsdiens raak nie sy hart nie. Raak godsdiens jou hart. Hy streef nie om soos God te wees nie. 'n liefdevolle hart vol genade is nie op sy agenda nie. Wat is op my agenda en joune? Hy stel net in 'n godsdiensbelang wat op die uiterlike gebaseer is. Dis maklik. Sy geregtigheid is sy eie goeie werke en sy standaard is mensgebaseerde standaard. So, hier's 'n probleem. Wat van ons? Elke mens wat dink hy of sy is regverdig, verag ander mense. Soos wat die fariseer homself met ander mense vergelyk het. So vergelyk hy ander mense met homself. Hoe slegter hy mense beoordeel, hoe ouliker en regverdiger ervaar hy homself. My liewe vriend, eie geregtigheid, te dink ons is bietjie oulik, lei ons om ander mense te veroordeel. Ek is so bly. Ek is so bly. Ek wil tog nie soos hy of sy wees nie. Hoe wil ons wees? Die fariseer openbaar die gees van Satan, wat die aanklaers van die broeders is. Dit is hoe Satan lyk. Met so 'n gees is dit onmoontlik om 'n verhouding met God te kan waardeer. Hy stap terug na sy huis. 'n lelike, geestelik bankrotte, sombere mens. Want mense prys jou nie altyd nie, hoor. Hy het dit verwag. Ek wonder wat het die mense by die kerk van hom gedink. 'n tragiese, ongelukkige pateet. As ek my temas en my verlangens op mense plaas wat my moet prys, hulle gaan dit nie doen nie, hulle is baie besig. En ek is dit nie werd nie. Partykeer leef ons in 'n gekke paradys. Die tollenaar is saam met ander aanbidders tempel toe. Sies tog. Maar baie gou sommer een kant gaan staan. Kyk na sy leefstyl. Hy het onwaardig in die heilige geselskap gevoel. Met sielewroeging en selfverwerping slaan hy op sy bors en sê, O God, wees my sondaar genadig. Hy het besef hy is 'n sondaar. Die fariseërs het gedink hy is 'n heilige. Hierdie man het 'n ribbe stukkend geslaat. Die fariseer het van sy knope laat afspring, soos hy sy bors uitsteek.
Waar is ek en jy? Hy was oorweldig deur 'n sonde besef. En voor die Here het hy so verlore en vuil gevoel. Hy kon ook nie juist deernis van die ander aanbidders verwag nie, want hulle het verwerpend en veragtend na hom gegluur. Sken julle tonners, skelms, verraaiers. Hy het besef dat hy geen meriete besit het om homself aan God aan te beveel nie. Daai lied sê, nothing in my hand I bring, knacks, simply to the cross I cling. Hy roep uit, o God, wees my sondaar genadig. Hy het hom nie met ander vergelyk nie. 10:10. Oorweldig met 'n sonde besef, staan hy alleen in God se teenwoordigheid. Is dit waar ek en jy staan? Sy enigste begeerte was vir vergifnis en die genade van die Here. Here, wees my genadig. Ek is verlore. En dit is presies wat hy op daardie oomblik van 'n genadige, vergewende God ontvang het. En Jesus sê vir hulle, hierdie man, hy tollenaar wat almal op neerkyk, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Is dit nie mooi nie? Ek kwalifiseer met behoeftes, nie met 'n trotse lyfstaal teken nie. Die fariseer en die tollenaar verteenwoordig twee groot klasse wat die Here kom aanbid. Hulle verteenwoordig die eerste twee seuns wat in die wêreld gebore is. Kan jy hulle name onthou? Kain en Abel. Kan het homself as 'n regverdige beskou en vir die Here 'n dankoffer gebring. Hy het geen belydenis oor sy sonde gemaak nie en ook nie behoefte aan genade getoon nie. Hier is die oulike Kain, Here. Abel sy boetie het 'n bloedoffer wat na Jesus die lam van God gewys het, geoffer, gebring. Here sê Abel, ek maak dit nie, maar ek sien vooruit na U wat as 'n offer vir my sondes gaan sterf. Petrus verteenwoordig die fariseer en die tollenaar. Aan die begin van sy bediening het hy hom as 'n geestelike reus gesien. Ja, as ek dink hoe ek gevloek op ou skippies. Ek vloek nou baie minder, soets. Soos in die geval van die fariseer het hy ook gesê, is nou Petrus, nie soos hierdie tollenaar nie. Dankie, Here. Ou Petrus is baie beter. Is hy trots op my? Die nag voor Jesus verraai is, het hy die disippels gewaarsku. Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Het Petrus self met selfvertroue gesê. Kan jy hom sien? Jesus, luister hierso, luister hier. Al sou almal hierdie ouens aanstoot neem, dan tog nie ek nie. Jy kan my staat maak. Selfvertroue het hom mislei. As daar iemand is wat ek nie vertrou nie, is dit myself. Selfvertroue het hom mislei. Hy het gedink hy kan versoekings weerstaan. Ja, nie ek nie. Maar 'n paar uur later het Jesus met vloeke verloon. Net 'n ou meisietjie wat hier naby hom staan. Pateties. Toe die haan begin kraai het hy met verbasing en skok ontdek wat hy so pas gedoen het. Nee. Op daardie oomblik het Jesus met liefde en deernis na die selfvoldane Petrus gekyk. Jesus draai sy oë, sy kop soontoe. 'n klomp vloeke op sy lip van Petrus. Kan jy daai oomblik ervaar? Op daardie oomblik het Jesus met liefde, nie verwyd nie,
So. En teernis, liefde, teernis. Na die selfvoldane Petrus gekyk. Ek sal eendag in die hemel vir Petrus vra, hoe het Jesus gelyk, man. Petrus het liefdesboodskappe met ontsettende pyn ervaar en uiteindelik die ware Petrus ontdek. Het jy die waarheid jy al ontdek? Ek ontdek die ou François, maar kort. Dan sê ek soos ou tollenaar. Hy het bitterlik begin te huil, want Jesus se blik het sy hart gebreek. Hy was soos die tollenaar wat genade gevind het. Jesus se oë het hom van vergifnis verseker. Watter oë het Jesus nie, as ek na hom toe kom, as ek 'n gemors gemaak het. Nie verwyd nie, maar liefde en pyn. Sy selfversekering was vir altyd weg. Nooit weer het Petrus uitsprake van sy groot loyaliteit gemaak nie. Hy het baie groot genade ontvang. Dit is 'n mooi verhaal. Jesus het Petrus na sy opstanding 3 keer getoets. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, hierdie was seer gewees. Het jy vir my lief, ou Pietertjie? Het jy my waarlik lief, Petrus? Meer as hulle hierso. Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Petrus het hom nie bo sy kollegas verhef nie. Hy het homself op die een verlaat wat sy hart kon lees. Kom ons verlaat ons op die een wat ons harte kan lees. En vra vir hom, hoe lyk dit binne in my? Ek sien nie altyd hoe sleg ek is nie. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, hoor jy so, Pietertjie man. En hy gee hom so drukkie, jy my lief. Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? In die Grieks is daar interessante woordspele van die 2 liefdes. Die ene is 'n klein enetjie en die is groot enetjie. Toe Jesus die 3de keer met hom praat, toe gebruik hy die ou kleintjie, die phileo. En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet alles. U weet dat ek u lief het, met die ou klein liefdetjie. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Hy het sy opdrag ontvang, groter in omvang en meer delikaat as wat hy tot nou toe gedoen het. Jesus gesê, hy moet die skape en die lammers koesterend oppas. Hy moes geval het om vergifnis te kon ontvang het. Deur aan Petrus die rentmeesterskap van die siele te gee, vir wie Jesus sy lewe afgelê het Jesus vir Petrus die grootste bewys van sy vertroue in Petrus herstel gegee. Dis mooi, dis 'n mooi storie hierdie. Die eens rustelose, groot prater, selfversekerde disipel, het verslaag geraak, kan jy hom sien. Voortaan het hy sy Here in selfverloning en selfopoffering gevolg. Hy was nie meer 'n meneer nie. Hy was 'n deelgenoot in Jesus se lyding en wanneer hy op die troon van sy heerlikheid sit. Ek wil amper huil as ek dit lees. Sal Petrus 'n deelgenoot in sy heerlikheid wees. Dis hoe Jesus sondaars behandel. Sondaars wat besef hulle sondaars. Hy kan niks met eie geregtigheid mens doen nie. Die lelik wat aanleiding tot Petrus se val gelei het en wat die fariseërs van gemeenskap met God uitgesluit het, verwoes nog steeds duisende lewens. Daar is niks so aanstootlik en walglik vir God of so gevaarlik vir die mens as trots en selfsug en eie geregtigheid nie. Het jy een of ander akademiese titel? Van al die sondes is dit die ergste, die ongeneeslikste. Ons hoef nie 'n groot opinie van onsself te hê nie.
Soos Opperman in sy gedig sê, oor alles hou die wurm waag. Ag, pateties. Ek het by die sterfbed van belangrike mense gestaan. Vriend, ons is niks. Asemhaling is 'n geskenk van hom. En as jy slim is dit ook 'n geskenk van hom. Moenie neerkyk op die dommes nie. Petrus se val was nie oornag nie. Selfvertroue het hom laat dink hy's gered. Sjoe, stadig maar seker het hierdie misleiding daartoe gelei dat hy sy meester verloon het. Selfvertroue is gevaarlik. Ons kan nooit hierdie kant van die hemel dink dat ons van versoekings gevrywaar is nie, soos wat Petrus gedoen het. Mense wat die Verlosser aangeneem het, hoe opreg hulle bekering ook al moet wees, moet tog nooit sê of voel dat hulle waaragtiglik gered is nie. Mense spog, ek is gered, wat van jou man? Dit mag baie misleidend wees, soos in die geval van Petrus. Kom ons wees nederig. Elkeen van ons moet geleer word om hoop en geloof te koester. Hoewel ons onsself aan Jesus oorgegee het en oortuig is dat hy ons aangeneem het, plaas dit ons nie buite die bereik van versoekings nie. Ek het dit gesien, jy het dit miskien ook gesien. Waar die sogenaamde heiliges val. Mense wat selfvertroue gehad het. Die Bybel sê, baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word. Net hy wat versoekings te bowe kom, sal die kroon van die lewe ontvang. Salig is die man wat versoekings weer verdra, wat as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Pragtige teks is dit nie. Wanneer ek Jesus se verlossing aanvaar en in eie geregtigheid en met groot selfvertroue sê dat ek nou verseker gered is, loop ek die gevaar dat ek op myself vir my redding verantwoordelik is. Jy is nie op jou eie redding verantwoordelik nie. Nee, dit is nie jou besigheid nie. Hy red ons. Ons kan onsself nie red nie. Ek loop gevaar om my gevallenheid en my voortdurende behoefte aan goddelike krag uit die oog te kan verloor. Is ek gered of is ek nie? Dit is nie jou besigheid nie, wees nederig en vertrou op die Here. Moenie vir jouself punte gee nie. Een van my professors het geskryf FF, by 'n taak wat ek aan gegee het. Ons kry F. Dis Latyn, maar dis F staan vir vrot, en nog 'n F, nog 'n vrot. Ek is onvoorbereid vir Satan se slinkse versoekings, en ek kan net soos Petrus in die donker dieptes van versoekende sondes beland. Paulus waarsku daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons enigste veiligheid lê in 'n wantroue van onsself, ekskuus, maar dis die waarheid. Ons enigste veiligheid lê in 'n wantroue van onsself en 'n voortdurende afhanklikheid van die Here. Ons moet waak en bid. Ons is nie 'n meneer nie. Ons is gevalle sondaars. Dit was nodig dat Petrus sy swakhede ontdek en sy groot behoefte aan die krag en genade van die Here besef het. Die Here kon hom nie van sy beproewing vrywaar nie, maar hy het hom van 'n sondeval gered. Hy kan ons nie vrywaar nie, maar hy red ons as ons val. As Petrus na Jesus se waarskuwings geluister het, sou hy ernstiger gewaak en ernstiger gebid het. En miskien moet ons kyk na ons geestelike lewe. Hoe bid ek? Hy sou nie in vrees en bewering gewandel het, dat hy tog asseblief nie moes val nie.
Hy sou meer tyd aan goddelike hulp besteed, sodat die Satan nie die oorhand oor hom kon kry nie. Waak en bid, my liewe vriend. Na sy opstanding het Jesus aan Petrus gedink en 'n boodskap aan die engele gegee om vir hom te gaan gee. Want hy het nou iewers gaan wegkruip daar in Jerusalem. Hy het so droog gemaak. Jesus is so dankvol. Hy stuur 'n boodskap. Ek lees dit weer. Na sy opstanding het Jesus aan Petrus gedink en 'n boodskap aan die engele gegee om vir hom te gee. Hier is die boodskap. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Is dit nie mooi nie? Petrus se bekering is deur ons sondevergewende verlosser aanvaar. En as jy jou voor sy voete neerval, gaan hy jou optel. Die presiese deernis waarmee Jesus Petrus behandel het, rig hy aan elke mens wat onder versoeking geknak het. Miskien het jy, miskien het ek. Maar dis hoe hy gevalle mense hanteer. Met 'n omhelsing, nie met 'n skrobbering nie. Ek is so beïndruk met God se liefde vir sondaars soos ek. Dit is Satan se bose plan om mense in sonde te lei en hulle dan hopeloos, hulpeloos, bewende en vol selfverwyte te dompel. Dis Satan. Jesus is anders. My liewe vriend, moenie moed opgee nie, want die Here sê, hulle moet my beskutting aangryp. Hy moet ons beskut, hy moet ons oppas. Vrede met my maak, moenie vir hom kwaad wees nie. Vrede met my maak, herhaal, vrede met hom maak. As jy kwaad oor 'n kind wat jy verloor het vir die Here, ek vra maar net, elke bemoediging wat ons ontvang, kom van die Here af. Jesus het sy gebroke liggaam gegee om sy erfdeel terug te koop, om vir ons 'n geleentheid op verlossing te gee. Golgotha gaan die kurrikulum van die ewigheid wees. Daarom kan hy ook volkome red. Ek kry dit nie reg nie. Hy kry dit vir my reg. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan. Omdat hy, wat sê dit? Altyd leef, om vir hulle in te tree. Vader, hierdie kind van U het geval. Ek tree vir hom of haar in. Asseblief, gee hulle nog 'n kans. Sy offer is meer as voldoende. Ons advokaat het nog nooit 'n saak verloor nie. Ons gebede styg saam met die wierook van sy vlekkelose geregtigheid na die Vader op. Is dit nie mooi nie? Saam met sy gebede, ons gebede, vat hy dit na die Vader toe. Deur Jesus se geregtigheid word ons volmaak verklaar. Nie my geregtigheid nie, maar sy geregtigheid. Soos jy bid, vat die Here jou gebed en hy geur dit met sy volmaakte liefde en heiligheid en neem dit na die Vader. Jy vind dit in Openbaring 8 vers 1. Gegeur met die parfuum van sy geregtigheid, styg sy welriekende geregtigheid na die Vader op. Dis wat gebeur as ons bid. Het jy dit gekry? Ek lees dit weer. Gegeur met die parfuum van sy geregtigheid, styg sy welriekende geregtigheid na die Vader op. Ek en jy wat stink, ruik dan lekker. As die wonderbaarlike Here. Jesus se offer word ten volle aanvaar en vergifnis dek al ons sondes. Volgende keer, Jesus waarborg om ons plaasvervanger en sekuriteit te wees. En hy stel niemand teleur nie.
liefdevolle Vader. Ek kan nie u liefde begryp nie. Maar help my om minder op myself staat te maak. En totaal geheel en al op u genade staat te maak. U vergifnis, u verlossing. In Jesus naam. Amen.